Hier is 'n waarheid. Ons kan nie by die waarheid kom nie. Hy is hier. Maar wanneer Jesus kom, dan leer die Bybel af, vra Hilton, wat is jou waarheid? Ons vertrou die Here dat die wie is, die wie verneem van sy woord, sit en inneem, want die Here is met ons te doen. Hy is op soek na ons waarheid, dat ons dit moet verstaan en sien wat regtig in ons aangaan, sodat hy ons kan uitred tot sy wonderbare lig. Ek is baie dankbaar vir die Here wat ons dien. Ek moet vir u eerlikwaar sê, soos ek elke keer sê, ek glo met my hele hart, daar is niemand soos hy nie. Wanneer hy ons vind, wanneer ons op sy weg kom, is ons verlore. Maar sy reddende genade. Kyk, jy kan met wat soorte verlede ook kom. Wanneer jy met Jesus paai kruis, sy genade is genoeg. En daarom is dit met alles wat binne in my is, dat ek sy naam verkondig. Ons het die afgelope tyd gesien, dat dit saak maak by die God van die hemel, om watter tafel ons sit. Dalk sit ons aan Babylonse tafel, en God het 'n probleem daarmee. Dit maak saak by God na wie ons luister. Dalk leen ons ore uit vir Babylonse mense, en God het 'n probleem daarmee. Dit maak by God baie saak voor wie ons ingee en voor wie ons buig. Dalk buig ons voor die beelde, voor die glans, voor die grootte en agterleiers van Babylon, en God het 'n probleem daarmee. Dit maak saak by God wat soort 'n mens ek en u is. Of ons ongeregtigheid bedryf en of ons nie voel vir ander mense nie. God is gepla daardeur. Die Here soek ons nie in Babylon nie. Die Here verwag nie dat ons in Babylon moet vertoef 'n dag langer nie. Baie keer verneem ons van beter, maar ons hoor niks. En ons gaan vandag oor praat 'n bietjie. Vandag in dat die Here die waarheid omtrent onsself wil openbaar, is daar 'n punt wat gemaak word. Die Here weeg 'n mens. Ek wou eintlik baie graag my skaal saamgebring het. Maar ek is seker die almal ken 'n skaal. Vir hoeveel voete is daar plek op 'n skaal? Hoe sê hy nou so skaam? As baie mense wat wil sê, die skaal is nie reg nie. Hier's 'n fout met die skaal. Ek het dan laas week so mooi afgeval, wat gaan nou aan met die skaal? Die kry nie 'n skaal vir mense wat so werk dat hy 'n groep mense weeg. Jy kry 'n goedere skaal as hulle die lorries weeg en dan gaan hy so op 'n lang plaatskaal sodat hy nou kan die lorry en die lorries word ook een geweeg. 'n Skaal is 'n eenman saak. Een ding van 'n skaal weeg nie vir man en vrou nie. Hy weeg nie 'n gesin nie. Hy weeg nie 'n straat nie. Hy weeg nie 'n bediening nie. 'n Skaal is 'n eenman saak ding.
daarom in Daniël 5, wanneer God nou hier by die hoofstuk kom in sy woord, waar Babylon nou regtig gaan val, haal God die skaal uit, die eenmanskaal. Elke keer van hoofstuk 1, 2, 3, 4 het Babylon gesien, as 'n God in die hemel, waarmee jy moet rekening hou Babylon, die God van Jerusalem, jy moet nie met hom kanse vat nie. Koning het mooi reggekom, Nebukadneser. In hoofstuk 4 neem hy die God in sy lewe in. Nou kom sy opvolger en hy hou by hy Babylon maniere. Ons gaan praat daaroor. Elke keer het God hom geopenbaar aan Babylon en elke keer het hulle gewys, maar God gaan hulle nie sê nie. En tot die koning reg gekom het en nou kom hier in hoofstuk 5 'n koning met die naam van Belsasar, wat nommer 1 van beter moes geweet het. Nommer 2, hy is arrogant. Hy het 'n liefde vir die wêreldse plesier. En hierdie koning in die besonder het geen respek vir heilige dinge nie. Hierdie gesindheid het net gelei tot die totale val van Babylon. Jy nou kan nie verstaan, waarom is daar 'n noodkreet uit die hemel uit wat sê, kom uit Babylon uit, my volk, ons het nodig om weg te stap van Babylon af na Jerusalem toe. Dis die verlange van die hemel self. My vriend, jy moet nie vir my aankyk en sê ek roep jy uit Babylon uit nie. God roep jou uit Babylon uit. Dis nie my saakie, is nie my kerk se saakie, is God se woord wat self roep uit die hemel, kom uit Babylon uit my volk. Jy hoe werk is om te loop, you have no abiding city here. Ons het geen tuiste hier benee, ons soek 'n stad deur God gebou. Jerusalem. Is jou pad Jerusalem toe, my vriend? Wat is jou waarheid? As 'n noodkreet vir hierdie dorp, is 'n noodkreet vir u persoonlike lewe om uit Babylon uit te haas, my vriend. Nou is die tyd van welbehaag. As dit oor jou sielsaligheid gaan, jy weet jy's verlore, moenie nog by pastoor omgaan nie, moenie nog by priester omgaan nie, gaan reguit na Jesus toe. Die mense voel hulle wil die Here aanneem, en dink jy hier in die kerk, ek moet net eens by die huis kom, dat ek met my vrou eers die saak bespreek. Bespreek jou vrou oor wat gaan julle koop vir die huis, maar jou saligheid moet jy met God uitklaar. Kom uit daar uit, my volk. Is 'n geroep uit die hemel. So mooi eindig Daniël 4. Met 'n koning wat God erken as die ware God. Maar tragies begin hoofstuk 5, weer met hy Babylon maniere. Die koning begin die hoofstuk sommer met 'n party vir 1000 manne waar wyn gedrink word. Daniël 5 vers 1. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd voorberei vir sy 1000 maghebbers en in die teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. Ons het nog nie van wyn gepraat nie, maar kom ons praat gou van wyn. As een ding omtrent wyn, jy kan jou hoe mooi gedra, maar as die dop trek, dan kom jou waarheid deur. Jy wat weet om jou te gedra, jy praat nou enige ding. Jy wat weet hoe om jou te gedra, jy vat nou aan enige iemand.
Wyn is 'n skandelike ding. Hy's vir niemand goed nie. Hy's nooit goed nie. God sê in sy woord, hy's 'n spotter. As 'n lawaaimaker se besigheid. Baie gelowiges sê, nee, jy moet weet hoe. Speel met die duiwel. Mense wat vandag alkoholiste is, het begin moet jy moet weet hoe. Mense wat vandag enige ding drink, het ook begin met bier en smaakname. En vandag sê hy net skink, maak die saakie, my kop is seer. Moenie met die duiwel speel nie. Babylon is 'n afdrandpad, my vriend. Is 'n afgrond, hel toe met jou. Ons wil mos nie van die hel hoor nie. Die Here is mos net goed en vol genade. Ons wil nie van die hel weet nie, maar die hel wag. Soos wat die hemel wag, wag die hel, my vriend. Die woord van die Here is duidelik. Die weg van die goddelose sal vergaan. As jy maybe, miskien dalkie, as 'n besliste sal vergaan. Die waar is wyn, dwelms, as geen verskoning vir dit nie. Want ek sê, sonder om verskonings te maak, as 'n ding nie goed genoeg is om voor in die kerk mee te staan nie. As jy nie kan met jou Bybel en met jou sigaret staan en preekie, hoe kan jy vir die straat reg wees? Waar jou lig moet skyn. Waar die son daar na jou moet opkyk. Die weg van die Here is nie kerkie weg nie. Die Here soek nugter mense. Nugter kinders van die Here. Nie veel dronk drink en dan sê jy nou, sorry man, ek het nou nie geweet, het was maar net Kersmissie. Want die mens, God hou boek van elke ding. Dis 'n ander ding van die wyn. Die wyn lyk mos, hy begin eers by gesangetjies en hartseer raak oor hulle ma. As begrafnis in die familie, nou is almal nou oor dat gaan drink die ander familie wat mos nou altyd een kant sit, né? Hulle moet altyd buite of agter die huis. Nou as daai manne nou begin reg trek of skeef trek, dan kom hulle nou baie hartseer in en dan moet iemand nou die gitaar vat en iemand nou speel en sing en hy huil nou soos een wat hom nou wil bekeer. En as jy 100 jaar aan stry met een van die susters of met iemand, dan moet hulle weer keer. Want wyn is 'n spotter. Hierdie koning van Babylon is 'n wyndrinker. Hy is van Jerusalem nie. Nou sê die mense maar die Here het wyn gemaak. My Bybel sê Jesus het gesê gaan tap water. Jesus het nie gesê gaan teven toe nie. Hy het nie gesê gaan na SABS toe nie of SAB wat is hulle SAB toe nie. Hy het gesê gaan tap water. Want hy is die skepper. Hy het nie gesê gaan trap by drywe tot hulle suur raak en tot hulle mense gaan dronk maak en dan vat jy vir hy man nie. Hy het gesê tap water en die seremoniemeester het nog nooit sulke water geproe nie. Want die lewende water het die water gegee. Moenie my God vir sonde blameer nie. Luister wat maak die koning. Hoor hoe sê die Bybel in vers 5, hoofstuk 5 vers 2 en 3. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle
die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, en sy vroue, en sy byvroue, het daaruit gedrink. Eie aan sonde die waar is. Het begin met 'n party, en hulle vat maar 'n dopie ook, en nou wanneer die dop trek, dan word God se goed nou misbruik. Eie aan sonde, die een ding lei tot die ander ding. Hy toegelaat, Belsasar het toegelaat, dat sy liefde vir plesier en vir selfopheffing, die nodige lesse wat hy moes leer uit die lewe van Nebukadneser, het hy nie kop toegevat nie. Hy het dit vir hom sy eie gemaak nie. Hy het geen waarde gesien in die lesse wat Nebukadneser op 'n harde manier moes leer nie. Belsasar die waar is, moes van beter geweet het. Hy moes van beter geweet het. Hy het mos nou 1000 mense by sy fees. 1000 manne, nou voel hy veilig met sy skare om hom. Hy het nie besef dat God word nie verskrik deur menigtes nie. Hy moes teen die tyd geweet het wat die God was te doen met Nebukadneser. Hy dink hy is veilig in sy bolling. Galasiërs 6 vers 7 is duidelik. Moenie dwaal nie. My vriend, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens sê, dit sal hy ook maai. Belsasar het gesien, hy het gevoel, moenie my sê nie, ek gaan my eie lewe lei, ek hou my eie party, ek nooi my eie mense, ek sal drink uit God se goedheid, niemand gaan my vertel nie, maar moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. My vriend, net wat die mens sê, sal die my. Ek en u ken vanaand ons eie waarheid, dit wat ons sê agter die mense se rug. God weet dit. Die mense sê, ek wil liewer die Bybel sê, die waarheid sal jou vry maak. God ken jou waarheid, my vriend. Wat is jou waarheid vanaand? Is jy 'n bespotter van God? Hardloop jy kring, en jy lag vir die ander, en jy gaan huis toe, en jy maak hulle triks ook huis, en jy spot die mense. Mense wat opreg met God bedoel, is vir jou 'n grap. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Iemand bid, praat uit sy hart uit met die Here. Grootse grap. Moenie met heilige dinge speel nie. In ons dag is daar steeds mense soos Belsasar. Jy sien die voorbeeld voor jou oë. Jy sien voorbeelde op voorbeelde in die samelewing, in jou straat, in jou huise, in jou eie lewe, hoe God al ingegryp het, maar nog soos die koning. Draai jy om en doen jou eie ding. Jou eie ding, want die plesier van die wêreld oorweldig ons. Egos, ek is daai ou, oorweldig ons. Ons waag om dit wat vir God heilig is, te minag en te hanteer asof dit 'n grap is. Dit maak nie saak nie. God, wie is God nou? In ons dag is daar sulke mense wat geen vrees of geen respek
vir dinge het wat vir God heilig is. Maar die goeie nuus vanaand, of die hartseer van dit ook al, God weeg jou persoonlik. Die Here is iemand wat jou weeg, my kind. Hy sit jou op 'n skaal om te kyk of jy dit sal maak op 'n baie persoonlike vlak. Ons sê mos aanhoudend, jy kan veilig voel in die groep. Jy kan veilig voel want ma bid vir my ma is 'n bidder. Jou ma gaan nie op jou skaal staan nie. My oom is 'n pastor, oom, ankel pastor, gaan nie op my skaal staan nie. God hou jou boek alleen. Die Bybel waarsku ons, my vriend, ons gewig is op die spel vanaand in die woord van onder die geklank van die woord van die Here. Die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 6:14 onder andere dat daar nie dronkaards in die hemel gaan eindig nie. Daar kry jy toch kerke wat sê, ag, wat is dit dopie nou? Ek kry mos nou 'n ou wat enige ding preek want hy soek sy skape. Maar die woord van die Here is duidelik in 1 Korintiërs 6. Hy noem baie wat jy sal wees in die koninkrykie en een van hulle is dronkaards. Die Bybel sê in Eksodus 23 vers 2, ons het al aangehaal, moenie die meerderheid volg in die verkeerde nie. Moenie omdat daar duisend is, jy kan maar nou aangaan soos jy wil. As 'n groot groep, jy kan maar nou aangaan soos jy wil. Almal doen dit, almal bly saam. So ek kan ook maar saam bly. Alles is huwelik heilig. Ek is nie nou ge-worried nie, want hierdie hele fase waar ek bly, ons bly maar net saam. God het 'n probleem. Saam bly het my nou 'n norm geword, maar vir God was die huwelik nog heeltyd heilig. Ingestel in Eden. Nee, brother, Nuwe Suid-Afrika. Government gee huise. Ons is nou common law, wat jy het ook al wil noem. God is niks te doen met wêreldse mense en wêreldse standaarde nie. As jy die hemel wil sien, as jy in Jerusalem beland, moet jy God se pad loop. Goeie mense wat saam bly, het maak hulle nie reg omdat hulle goed is nie. Hulle gee vir die bure kos, hulle gee vir die 'n bietjie kraggeld, hulle help 'n bietjie hier, hulle help 'n bietjie daar, hulle is in die gemeenskapkomitees, hulle is allerhande goed, maar hulle lewe in sonde is onheilig. God het 'n probleem, want die huwelik is heilig. En soos Belsasar sê, moenie vir my vertel van heiligie, skink. Moenie vir my vertel van heiligie, trek in. Mama het 'n man, want papa is lankal dood, en ek het ook 'n man, ons bly almal net daar, as die foutie. By God is daar fout. Die mense verander. Maar Jesus nooit. Wat heilig by God was, sal altyd heilig bly. Losbandigheid sal altyd sonde in God se oog wees. Kom ons sê dit soos dit is. Seks is vir die huwelik. Seks is nie vir mense wat sê ek was klaar in die bos, ek is groot nie. Is nie vir mense wat sê ek is 21, ek het my sleutel, ek is groot nie. Seks is volgens God se woord vir die huwelik. Ons wil nie die goed mee hoor nie, want dis uit om so te praat. Die mense kry seer en gaan hulle na 'n ander lekker kerk toe. Na lekker pastor toe wat verstaan. 'n Pastor kan maar verstaan, 'n priester kan maar verstaan, wie kan ook al maar verstaan, maar by my maak dit net saak
of God verstaan. By God moet jy nugter wees. By God moet jy 'n eerbare lewe met waardes lei. Sodat hy en sy naam en sy eer nie deur die modder gesleep word met my lewe nie. Want ek is sy kind, as ek in die straat beweeg, moet God geëer word. Kan nie kom sê, almal maak maar foute, almal het maar hulle swakhedjies, almal is, wie is nou beter as jy, is beter as ek. Los hy geselskap, jy het Jesus aangeneem, en hom is ons tot alles in staat. Wat heilig is heilig by God dierbaar is. Ons moet nie dwaal nie. Babylon het geval. As jy wil bly in Babylon, sal jy saam met hom verlore gaan. Die Here roep genadiglik, kom uit daar uit my volk. Kyk wat maak die koning, die Bybel sê, hulle vat God se heilige goed. En hulle drink wyn en dan prys hulle nou die gode van goud. Daniël 5 vers 4, die gode van silwer, die gode van koper en van yster en van hout en van klip. God se heilige goed word in Babylon nou vir selfgemaakte gode gebruik. Wat 'n nerf het hierdie koning. Wat 'n vermetelheid het Belsasar om God so te minag. Dit lyk amper asof hulle aan geheueverlies ly. Dit lyk asof hulle nie weet wat het gebeur in die eerste paar hoofstukke van Daniël nie. Dit lyk of hulle vergeet het van die vuur waar Sadrag hulle in was. Dit lyk of hulle vergeet het van Nebukadneser wat nou 7 jaar soos 'n dier geleef het, omdat hy met God wou waag. Nog 'n vermetelheid om te wys ek is nie Nebukadneser, ek sal vir God wys. In ons dag kry jy daai mense. In ons dag kry jy daai mense, jy weet wat God waartoe God in staat is, maar jy dink nog altyd so die wêreld van jou, dat jy self God wil beproef. Mense wat onverskillig teenoor God se reddende genade staan. Hulle maak staat op hulle dronkkrag. Hulle maak staat op siek egos. Op hulle posisies in die samelewing. Hulle maak staat op hulle groep om hulle manskappe, hulle mense wat hulle arms ophou. En dan ondermyn hulle dit wat vir God kosbaar is. Dan ondermyn hulle dit wat vir God kosbaar is. My vriend, in ons dag drink ons dalk nie tempelbekers uit nie. Maar in ons dag is ons gewend daartoe om dit wat God kosbaar ag, om dit te vertrap asof dit niks is nie. Mense vind dit baie maklik in ons dae om van aanbidding 'n bespotting te maak. Mense vind dit baie maklik in ons dae om God te bespot. Ons arme kinders moet nou in die skool leer van evolusie. Ons kom van Bobbejane af. God word minag in ons samelewing. Ons moet oplet, vriende, hoe ons God en dit wat heilig is hanteer.
As daar 'n probleem is dit Babylonies van aard en ons moet uitstap Jerusalem toe, want dis waar God ons wil hê. Die koning was binne in hy was nou in sy wêreld hier by sy party. Hy is nou die man van die oomblik. En dan sê die Bybel op dieselfde oomblik. Daniël 5 vers 5. Het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom. En teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Nou moet jy mooi volg die bares. Die koning was dalk onder die indruk dat die weg waarop hy was 'n baie voorspoedige weg was. Hy het dalk gedink, hy is die man. Hy kan lewe soos hy wil. En hy kan die plesier van die wêreld geniet soos dit hom pas. Selfs dat hy God kon verag en minag. Hy het gedink, God self sal hom nie kan stop nie. Want hy is Belsasar. Met eens, halleluja, onverwachts kom 'n hand wat skryf het in die muur. Die lied sê, by die fees van Belsasar en sy 1000 edelman, toe hulle drink uit goue bekers, kon nog die skrif so duidelik aan. Die bares, ek kan nie moet nog gou mooi die prentjie kry, hier is die party. Die party musiek klop. Die duivel woed. En hy sit mos agter Babylon. Sommige van die musiek wat op onze phones is, het miskien gespeel daar by Babylon se party. Ek hoop die phones is nou al skoon, ons luister nie meer dit nie. Amen. Amen. Die party is aan. Die koning se 2 bodyguards staan by die deur, die wagte. Waar is jou uitnodiging? Ons soek net hy 1000 nie. As hy net vir inkom nie, hy manne speel nie by hy deur nie. As 'n party vir genooides. Almal kan uitgehou word. Daniel was ook nie genooi nie, hy is ook 'n baie belangrike man, maar hy het ook nie 'n kaartjie gekry, hy was nie genooi nie, want die koning het geweet, hulle pas nie by Daniel nie. Toe dink hulle nou, ons is amoreit as ons nie vir Daniel het, hy gaat ons nou net weer preek vir ons. As mens kere, wanneer hulle nie vir ons wil nooi na parties toe nie, wanneer hulle voel ons gaat nou weer preek. Amen. Nou as die party is gekeer, die partykie, hy is mooi veilig gehou, net die wat die moet wees, en die wat buiten bly, has hy 'n way om in te kom nie. Maar my God is so groot, halleluja. Hey, my God is so groot. Ek wil nou nie die securities van die koning doodmaak nie, ek gaan maar sommer deur die muur. Amen. Ek gaat ook nie heeltemal gaan nie, ek gaan maar net 'n hand stuur. Want ek like is sulke parties nie, ek sal maar net 'n hand stuur, ek wil nie nog hê my oë moet sulke goed sien nie. Ek wil nie nog hê my ore met hy musiek hoor nie, ek wil nie nog hê my voete moet loop op hy grond nie, ek stuur maar net die hand muur toe, want ek het net die hand nodig. My God is so groot, so sterk en so machtig, as niks wat my God nie kan doen nie. Daarom sê ek vaarwel Babylon, ek stap Jerusalem toe. Dis waar ek wil wees. Dis my God. Koning is koud geskrik. Bene kap, wat gaat aan? Wat gaat die aan? Hy het mos geleer by Nebukadnesar. Hy gaat alweer na die slim mense toe.
Vir sommige van ons wil worry. Weer slim auntie toe. Ek het gehoor haas auntie in Greyton. Ek het gehoor haas auntie in Rivier. Ek het gehoor haas auntie in die strand. Jy hoor net van allerlei aunties as die bloks groei. En vergeet jy nou van God, jy het vergeet van die verlede. Jy onthou net, jy ken mos hy slim mense. Koning roep sy slim mense, kom kyk hier, iets in die muur. Koning bied 'n goeie prys. Derde in die koninklike rang. Mooi geskenk, purperklere, goue kettinge. Jy kan net vra wat jy wil hê, die koning gaan jou uitsort. Sê net vir my wat staan daar. Die waar is, wanneer het by God se besigheid kom, jy kan nie die vyand vra om God se saak uit te lê nie. Baie van ons wil net leer nie. Soos Belsasar, hy het die dinge gesien voor sy oë. Hy wou nie leer nie. Nou kom God by hom op 'n manier wat hy dit die minste verwag. Ek is seker hy's nigter geskrik. My vriende, terwyl die koning swartel en almal is nou verward en deur mekaar, sê die koningin, koning, ek hoor nou julle gerasie, laat ek vir jou iets sê, daar is 'n man in die koninkryk. Jy sien, hierdie ander ouens wat die is die manne nie. As jy die duiwel dien, is jy nie 'n man nie, man. Het kos 'n man om vir God te dien. Ons word in sonde gebore. Jy hoef nie ruggraat te hê om die duiwel te dien nie. Jy kom so uit. Daarom moet jy weer gebore word, dat jy ruggraat kan kry om vir God te staan. Koning, los hierdie siele. Daar's 'n man in die koninkryk. Sy naam is Daniel. Kom ons lees die Bybel. Wat gebeur hier? Daniel 5, ons lees nou 'n hele stukkie van vers 11 tot vers 17. Hoor hoe sê die koningin. Daar is 'n man in die koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die Vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het die Vader koning Nebukadneser hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeers, die waarsêers aangestel, u Vader, o koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los, knope los te maak, en Daniel, aan wie die koning die naam Belsasar gegee het, laat Daniel nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniel voor die koning gebring. Die koning het begin spreek en vir Daniel gesê, hoor nou hier, is jy Daniel? Ai, wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning my vader uit Juda gebring het, ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind is. Nou, net is die wyse manne, die besweerders wat voor my gebring, om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om uitlegging van die woord te ken te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitleggings kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en die uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper bekleed word en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees en jy sal as derde rang in die koninkryk wees. Luister hoe antwoord Daniel. Toe het Daniel geantwoord en voor die koning gesê, u kan maar u gawes vir jouself hou. En die geskenke aan 'n ander gee, maar nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan u bekend maak. As Daniel nou die hoof van die slim mense is,
Hoe kan dit wees dat die koning hom nie ken nie? Hoe lyk dit dan vir my om in Babylon te wees? Moet jy weet hoe om jou te kan dom hou. Babyloniërs weet hoe om hulle dom te hou as dit hulle pas. Is jy Daniel? Ek hoor nou die goede van jou. Kan dit wees? Nou sê Daniel, as jy vir my nou help, ek het jou mooi geskenk. Kwaai job. Koning, hou jou geskenke. 'n man van die Here word nie omgekoop nie. Nie met wêreldse goed of met posisie in die wêreld nie. As baie in ons dag diebaar is, wat se me kyk waar jy kan skoor. Maar dis 'n man van die Here. My vriende, ek is baie dankbaar om te verneem dat hierdie Daniel vir ons 'n goeie voorbeeld laat hy kan nie omgekoop word nie. Hy sê nie, ene koning, jy nooi my nie eens na die party toe nie. Koning, hoe bedoel jy ken my nou nie? Ek is maar bly, jy gee my nou die pos, want ek is glad nie happy met wat die aangaan. Ja. Hy is nie van Babylon nie, hy is 'n kind van die Here. Alles die koste wat, my vriend? Wat is jou waarheid? Wat is u waarheid? Wat doen u nie alles om ook iets in die kerk te word nie? Die bring die storie aan, laat die kan gelijk word om ook iemand te raak. Omkoop geskenke. Praat moet dinges vir my man. Is tyd my broer, ek is al soveel jaar net die jaken, is al misslag tyd my broer, praat daar vir my. Ek sal 'n wy maak, ek werk by die plek of die plek, ek sal 'n plan maak vir jou my broer. Die Here hou boek my vriend. Daar is 'n skaal wat net 2 voete vat, jou eie voete alleen. En as jy 'n probleem met hy skaal se batterye nie. As jy 'n probleem met hy skaal se mechanika nie. Hy werk reg, want is God se skaal. Jy sal ook self sê as jy by skaal staan, nee, die Here is regverdig in al sy oordeele. Diebares, hy sê, ek sal vir jou die ding lees. Maar voordat hy lees, moet ek eers vir jou 'n bietjie terugvat. Dat ons net weet, jy hou jou nou dom nie, man. Kom ons lees weer verder, van 18 tot 24. Wat u betref, o koning, die Allerhoogste God het aan die Vader Nebukadneser die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee, en vanweer die grootheid wat hy hom gegee het al die volke en nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Hy praat nou van Nebukadneser. Wie hy wou, het hy gedood. Wie hy wou, het hy laat lewe. En wie hy wou, het hy verhoog. En wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om ootmoedig te wees, as hy van die troon van sy koningskap afgestoot en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot en sy hart het soos die van 'n diere geword en hy het saam in die wilde esels gewoon en hulle het hom plante laat eet soos die beeste en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak totdat hy erken het dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor aanstel wie hy wil. Vers 22. Maar u Belsasar,
Luister hoe eerlik is die man van die Here. Maar u Belsasar, sy seun, u het die hart nie verneder nie. Alhoewel u dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring. En u en die maghebbers, die vroue en byvroue daar het wyn gedrink. En u het die gode van silwer en goud en koper en hout en yster en hout en klip geprys. Wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Die koning kry sy saak nou. Die koning kry die waarheid, die naakte waarheid uit die mond van die man van die Here, ongeag of hy die koning is. Vers 24. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe. Koning, jy wil nie gehoor het nie. Die waarheid omtrent jou koning, jy is hardkoppig. U wat hom opgevolg het, sê vers 22, het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. In onze dag, hoe blind wil mense nie wees? Jy raak groot in 'n Christenhuis. Jou ouers skerp in, hulle skerp in, hulle skerp in. Jy sien wat doen die Here in julle huis. Jy sê nee, mamma, ek wil my eie ding doen. Jy is van Babylon, my vriend. Jy het Belsasar se maniere. En God het 'n probleem daarmee. Ek en u, hoeveel keer het God hom aan ons ouers openbaar? Ons het sy hand gesien in ons huise. Hy stap ons weg en ons dink niks van God en sy gebod nie. In ons dag, hoe dwaas kan mense nie optree nie? Hoe kan mense hulle nie wil dom hou in ons dag as mense wat net nie wil leer uit ander se foute nie? Die dametjie sê, nie van my vertel nie, ek sal nooit swanger raak nie. Hulle was stupid. As ons weer kom kry, as die swanger. Wil nie leer nie. My kind, sien jy hier in ons straat, sien jy in ons familie, die man sorg vir die kinders, hulle weet om die kinders te maak, maar hulle sorg vir die kinders, my kind asseblief, ja mama, ek weet, moenie so preekie. Jy wil nie leer uit ander se foute nie, jy soos Belsasar, kom uit Babylon uit, my vriend. My kind, ek soek jou nie by hy vriende nie, dis kolletjies hy. As gangsters hy, ek soek jou nie daar nie. Mama, ek sal niks, my kind, jy gaan in die tronk beland. Wie ek, mama, ek sal nooit, hulle sal my nie vang nie. In die tronk sit klomp mense wat gesê het, hulle sal nooit gevang word nie. In ons huise, in ons families, in ons strate, in ons gemeenskappe, in ons dorpe, in ons land, die wêreld deur, is mense wat in die nagte wakker lê, in pyn en verdriet, en in lyding, van eie wys wil wees, wat nie wil leer uit ander se foute nie. As Babylonies, my vriend, kom uit daar uit, my volk, die Here roep jou. Jong mense sterwe. Onnodig. Van die maniere. Jy het gesien, maar jy wil nie hoor. En wanneer jy aangespreek word, dan sê jy, as het jy, kan het wees, ek weet jy van nie, dan kan jy weet nog hoe om jou dom op te hou.
Diebares, moenie dwaal nie. Ons is nie met 'n mens besig nie, ons is met God besig. Hy het 'n skaal wat wag. Vrees God, sê die eerste engel. Gee hom heerlikheid, die uur van sy oordeel het gekom. Die oordeel, ons kan nie die oordeel wegwens nie, vriende. Elkeen van ons sal moet antwoord. Hou jou dom by my. Nee bro, ek weet nie. Jy kan dit wees. Hou jou dom by jou ouers. Hou jou dom soos jy wil dom wees. God ken jou waarheid. Wat is jou waarheid, my vriend? Ek kan verstaan waarom ek elke keer sê, ons moet ophou kerk speel. Ons moet ophou skynheilig speel. Ons moet ophou preek. Ek is nie meer in die kerkie. Ek is nou in 'n bediening. Ek dien nie meer daar nie. Ek dien nou weer daar. Dink jy's beter hier of daar? Hoe staan jy voor God? Jy kan nie op die pastor se salwing hemel toe ry nie. Is jy by God? As 'n skaal wat net vir een man werk op 'n tyd. Een op 'n tyd op hy skaal, my vriend. Mense beland in tronke en hospitale en in die graf van astrantheid om nie sonde te versaak nie en om nie te luister as God herhaaldelik roep en smeek nie. Vir sommige van ons roep God jaar in en jaar uit. Soms draai ons by die dood om as ons beter is, as ons net weer weg van God. Ons het Belsasar maniere, vriende. Wanneer God, ek het iemand geken, ek het by 'n TB hospitaal gewerk, 10 jaar van my lewe. Had 'n pasiënt eendag gekom en het my gesê, weet jy broer, ek het in die tronk gesit. Toe sê ek vir die Here, as U my hier uitlei, dan gaan ek U dien. Ons ken mos hy beloftes. Here, asof die Here nie jou toekoms ken nie. Maar in sy liefde het God hom uit laat loop. Hy sê vir my die volgende dag, toe kom die bewaarder en sê, kyk jy my vriend, jou saak is nou, jy hoef te waar nie kan huis toe. Het was die 100 jaar, toe land hy in die Santa. En hy vertel my nou die verhaal homself. Maar glo my vriende, hy het nie God gedien nie. Hy het nie God aangeneem nie. Hy het met God gespeel. Hy het vir God getaard. Toe kom weer sien, aan die dorp, toe krap die man in die vullisblikke. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Vriende, is nie 'n afskrikmiddel nie. As jy om te sê, pas op, die oordeel is 'n werklikheid. Party mense gaan baie gerieflik tot op hulle sterfte, maar die hel sal wag vir jou, my vriend. God laat hom nie bespot nie. Die Bybel leer ons in Psalm 73, skryf Asar die Psalm en hy sê, kyk hoe my die goddelose met dit so goed gaan, maar dit gaan 'n bietjie swaar met die kinders van die Here. Ons moenie mislei word met hoe dit gaan nie. God hou boek tussen reg en verkeerd. Die kind van die Here weet ook waar dit is om nie te het nie. Net soos die ongelowige en die kind van die Here weet waar dit is om te het. Net soos die ongelowige. Ons moenie meet aan tydelike dinge nie. Die Here sien die hart aan. Jy sien as jy op my skaal klim van my Here. Dan loop hy nie nommertjies wat jou gewig net gee nie. Hy kyk die hart, want niemand anders kan daar lees nie. Die lesing is op die hart. Die mens sien aan wat voor oë is,
Maar die Here sien die hart aan. Hy kyk vir hoe jou gewig lees hy hier, my vriend. Die Here roep ons uit Babylon uit, my vriende. Nou lees Daniel die uitleg. Hy lees die uitleg, kom ons lees dit. Vanaf vers 25, vriende. En dit is die skrif wat geskrywe is, Mine Tekel Ufarsin. Dit is die uitleg van die woord. Mine, God het die koningskap getel en daar einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, die koningskap is verdeel en aan die Meders en Perse gegee. Toe het Beltsassar bevel gegee en hulle Daniel met purper bekleer en hom goue kettinge om sy hals en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang van die koninkryk sou heers. Luister die volgende vers. In dieselfde nag is Beltsassar, die koning van die Galdeërs, gedood. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Die koning het 'n oordeel oor homself gebring. Hy tot Babylon het tot sy eie toedoen aan sy val gekom. Hy het die ag geslaan op wat met Nebukadneser gebeur het. Die koning se arrogansie, sy 1000 mense, sy vroue en sy byvroue en sy liefde vir plesier en sy towenaars, sy sterrekykers, sy sangoma, sy wat ook al, niemand kon hom nou help nie. Ons moenie vir God onderskat die dierbares. Ons moenie vir God ligtelik opvat nie. In onze dag, ons het die voorbeeld van Daniel 1, 2, 3, 4 en 5. Ons kan duidelik agterkom dat die ware God van Jerusalem in elke hoofstuk seëvier hy oor Babylon. Ons het elke keer gesien dat daar net een God is en niemand kan hom stuit nie. Dat hy gevrees moet word, dat hy geëer moet word, dat hy die heerlikheid moet kry, dat hy aanbid moet word. Die oordeel is onafwendbaar, vriende. Die skaal wag, daarom die noodkreet om uit Babylon uit te kom en oor te stap, sê Here help my, Here lei my Jerusalem toe. Jerusalem is my home. Mag het die gebed van ons harte wees, die waar is, om van Jerusalem te wees, en nie 'n dag langer in Babylon te vertoef nie. Kom jy daar uit, my vriend? Ons sien dagelijks mense wat struikel en seer kry op die weg van Babylon. Ons sien elke dag mense wat snaakse dinge oorkom op die weg van Babylon. Die Here wil ons uitred. Voor het te laat is. Johannes 17 sê, of liewer Handelinge 17 sê, God het 'n dag bepaal. Die skaal wag dierbaar is. Dit het baie skielik vir die koning gekom. Ek en u moenie onsself mislei nie. Openbaring 14 vers 6 en 7 roep die eerste engel ons uit om die God van die hemel te aanbid. Om alleen te aanbid. Die tweede engel waarsku ons dat Babylon geval het, my vriend. In Openbaring 18 vers 4 en 5 sê die woord van die Here, toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plaag wat oor haar kom, julle ook tref nie. Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop.
En God het daar ongeregtighede onthou. Die sondes van Babylon is nie net rook en drink en losbandigheid nie. As baie sondes wat opgehoop het in God se oë. Kom uit daaruit my volk. Die Here roep dringend vandag dat ons dringend uit Babylon uit moet kom. Oproep vanaand moet ons maak. Vandag moet ons 'n oproep maak vir mense om uit Babylon uit te kom. Amen. Het jy dalk geëet aan Babylon se tafel? As jy dalk geëet het aan Babylon se tafel, God roep jou van die tafel af weg vandag. Het jy dalk geluister aan Babylon se woord? God roep jou om jou ore weg te draai na Jerusalem se stem. Het jy dalk gebuig voor Babylon se beelde, my sussie? Toegegee vir die verlange en die vereistes van Babylon, omdat Babylon blink en groot en kwaai lyk. God roep jou, kom uit daar uit my volk. Het jy dalk nie besef wat soort 'n mens is jy eintlik? Het jy dalk nie besef jy lewe eintlik 'n lewe van ongeregtigheid in Babylon sonder God se gebod in jou lewe? Jy lewe vir jouself in Babylon. God roep jou uit om te lewe vir ander soos Jesus gedoen het. God roep jou uit Babylon uit om ongeregtigheid te laat staan en om te gee vir die ellendiges soos Jesus van Jerusalem. My vriend, as jy vanaand op die skaal moes klim voor die diens, as jy vandag voor hierdie diens op die skaal moes klim, wat sou jou lesing wees? Belsasar het sy beurt gehad, en die woord van die Here, deur die man van die Here, sê die Here het jou geweeg, maar jy's te lig bevind. Wat is jou waarheid? Wat is jou waarheid? Wat is u waarheid, my suster, my broeder vandag? Ons het 'n waarheid, dis die jammerte. Ons kan nie albei verbykom nie. Jy het 'n waarheid. Jy hoef nie vir my te sê nie, maar in jou binneste woed hy waarheid nou. Al ken niemand dit nie, ek ken my waarheid. So ken u die waarheid vandag. Wat sou jou skaal vandag lees? Ek is bly om te kan sê, alles ons hoe skuldig, alles ons hoe van Babylon vanaand, die Here wat ek dien, is hier om te red. Ek sien 'n reddende regterhand daar uit Jerusalem uit. Ek sien 'n verlosser wat op 'n kruis hang om sondaars te red uit Babylon uit, my vriend. Skuldig soos ons is vanaand. My genade is vir jou genoeg. My vriende, wil jy nie vanaand uit Babylon uit stap nie? En sê, Here, wees my genadig. Wil jy nie vandag 'n nuwe blaadjie omslaan en sê, Here, ek wil nie net met 'n blaadjie te doen nie. Ek wil 'n nuwe mens word. Skep vir my 'n rein hart, o God. En gee op nuut in die binneste van my 'n vaste gees. Here, ek wil weergebore word. Here, ek wil die lied sing, ek is 'n nuwe mens, die ou het verdwyn.
Here, ek wil ook sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Here, verlos my van Babylon vandag. Vriende, terwyl ek afrond, laat die Here in die hart praat. Laat die Here in jou hart praat vandag. Jy ken jouself. Vandag is die dag. Nou is die tyd van welbehae. Moenie worry wat die mense sê. Moenie nou dink aan jou manskappe. Moenie nou dink aan vrou of man of kinders. Is nou jou skaalwag. Ek wil uit Babylon uitkom. Iemand het vir my op Goeie Vrydag sy lewe afgelê. Op Goeie Vrydag was iemand oopgespalk op 'n ruwe kruis. Sy hande was deurboor vir al hy sonde wat ek met my hande aanvang in Babylon. Sy voete was deurboor vir my voete wat net Babylon toe wil beer. Sy rug was oopgevlek. Vir elke liewe keer wanneer ek my rug op hom gedraai het, weer die wêreld in. As mense wat luister aan God se woord en amen en ja, maar elke keer hulle rug weer op God draai. Soos Belsasar, Babylon maniere. Sy rug was oopgevlek. Mense wat luister aan God se woord en sit 'n planne maak, hoe hulle nog weer in Babylon gaan lewe. Sy hoof was gepers, deur pers met 'n doringkroon, sodat dit sy oë, sy bloed, sy oë toegeloop het. Sy gesig was onkenbaar van die bloed, want sy hoof was deurboor. Wat 'n planne maak Osie om Babylon te verheerlik. Iemand het geboet vir mense van Babylon se sonde om hulle daar uit te kry. Dit was nie onderhandelbaar nie. Die sonde vereis die dood, my vriende. Die loon van die sonde is die dood. Hy kon nie aarde toe kom en met die vyand kom beraadslag nie. Die dood, die bloed moes loop. Jesus het dood gegaan vir my, om my uit Babylon uit te red, dierbares. As jy net vir uitkom nie. Die prys het Jesus betaal. Ek en u kan vanaand uitstap op grond van sy versoeningsdood. Waarom wil jy sterwe? Waarom wil jy verlore gaan, my kind, as jy kan lewe? Kom uit daar uit, my volk. Jesus het die prys betaal. Hy het op die kruis gehang, my vriend, tot hy dood was. Vir jou en vir my. Vir een rede, sy liefde en sy genade, wou ons uit Babylon uit hê. Want Babylon verteenwoordig hierdie wêreld en sy dinge. Wat gaan jy met Jesus doen? Wil jy nie vanaand die lewe vir hom gee nie? Miskien was hy goed genoeg in die oë, soos Nebukadneser. Miskien was hy as strand soos Belsasar,
Miskien het jy nie omgegee waar jy loop en waarna jy luister en hoe jy aangaan nie, soos die mense van Babylon, maar vanaand roep God ons tot orde. Ek gaan een keer vra. As iemand vandag 'n nuwe begin met God wil maak, nooi ek u om hier by my te kom staan. Want ek wil vandag my lewe opnuut aan God toewy. En sê, Here, wees my genadig vir die kere wat ek in Babylon roekeloos rondgedrentel het. Ek nooi u om saam met my hierdie kant te kom staan. Want ons wil van Jerusalem wees. U is welkom, dierbares. U is welkom om by my te kom staan. En ons gaan die Here aanroep om ons te verlos. Baie dankie, Here. Baie dankie dat u nog red. Dankie dat u uit die modderslikheid red. Dankie dat u selfs mense wat dink hulle was goed, nog altyd wil red. Dankie dat alles ons geskiedenis was, wat ook al, u wil red. Dankie vir u genade, wat geen einde ken nie. Here, ons voel amper te skaam. Laat die mense moet sien, ons het ook vir u nodig, maar ons het u nodig. Dis die waarheid omtrent onsself, Here. Ons het u nodig, Here. Dis ons waarheid. Ons kan nie sonder u nie. Here, asseblief, Here, ons wil hierdie plek verlaat, sonder dat u met ons gaan nie. Kom woon in ons harte, skenk ons die Gees om by ons te bly, elke oomblik, Here. Ons weier om 'n dag langer sonder u in ons lewens te wees. Here, ons is moeg van kerkie speel. Here, ons is moeg van voorgee wat ons nie is nie. Ons is moeg van ons beter hou en skyn heilig hou as ons die kerk se gesag sien. Ons wil wandel in die strate. En wanneer die wêreld na ons kyk, moet hulle sê, daar loop 'n kind van die Here. En u verheerlik. Here, wil u vandag vir ons 'n nuwe hart gee. Ons wil vandag weer gebore word, Here. Ons wil in u 'n nuwe skepsel wees. Die ou het verbygegaan. Here, ons is nie net hier vir nog 'n oproepie. Ons is nie net hier omdat dit die regte ding is om te doen nie. Ons bedoel met u, Here. Here, ons moet ons nou onder die sorg sit. Want die vyand loer abrideer. Hy wag ons met huismoeilikheid. Maar hou ons trou, Here Jesus. Hou my trou. Here, as die duiwel my by die huis wag, hou my swak hand in die sterke hand, Here. Here, as die duiwel my wag, moet 'n slegte droom, hou my getrou. As ek wakker word, laat ek u naam aanroep,
Here. Here, as ek môreoggend werk toe gaan en die duiwel wag daar by die werk, hou my getrou, Here. Elke dag van my lewe tot in my graf wil ek by U bly, Here. Here, asseblief, Here, moen ons nie los soos wat ons was nie. Ons kan nie bekostig om hier so aan te gaan, Here. Ons is moeg van Babylon. Ons wil van Jerusalem wees, Here. Here, gee ons 'n lied in die hart. 'n Lied wat sê, we are marching over to Jerusalem. As die duiwel aanlê, as hy aanklop, laat ek sê, sorry my vriend, we are marching over. Here, hou ons in die holte van die hand. Hou ons hande, Here. Bewaar ons teen struikeling, Here. Reinig ons, Here, van elke sondesmet. As ons nou terug gaan na ons sitplek, gewas in die bloed van die lam, wat nog nooit sy krag verloor het nie. Ons prys U daarvoor. Ons loof U daarvoor. Ons aanbid U, Here. Want aan U alleen kom die lof toe. Aan U alleen, Here, kom die heerlikheid toe. Want U is God. En niemand meer. Hierdie dinge bid ons nie omdat ons enigiets verdien of waardig is nie. Maar ons beroep ons op die reddende genade. Met baie danksegging. Amen en amen.